Goeiemôre, en vandag lees ons Handelinge 15. Here Jesus, gee ons die wysheid wanneer ons as mense van mekaar verskil. Help ons om nie u genade oor ons met die laste van die lewe toe te draai nie, maar elke dag in geloof voort te gaan. Here, gebruik ons as getuienisse vir u woord, as die lewende water verander. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Dan net 'n kort inleiding. Sekere mense leer ons, as julle nie besny word nie, kan julle nie gered word nie. Die Jerusalemse raad kom byeen en Petrus sê, ons glo, ons word net soos hulle deur die genade van die Here Jesus gered. Jakobus gee leiding, moenie die heidene laste oplê nie. En eendag het Paulus en Barnabas se paaie geskei oor Markus, maar dit was God se wil, want so word die tweede sendingsspan gebore. Kom ons lees nou hoofstuk 15. Die opskrifie sê 'n vraag oor die onderskeiding van die besnydenis en die wet van Moses. Vergadering in Jerusalem en besluit daaromtrent. Hoofstuk 15 vers 1. En sekere persone wat van Judea afgekom het, het die broeders geleer, as julle nie besny word volgens die gebruik van Moses nie, dan kan julle nie gered word nie. Toe daar nou geen klein stryd en woordwisseling van die kant van Paulus en Barnabas teen hulle ontstaan het nie, het hulle besluit dat Paulus en Barnabas en nog 'n paar ander van hulle sou opgaan na die apostels en ouderlinge daar in Jerusalem in verband met hierdie vraagstuk. En hulle is deur die gemeente uitgelei en het Fenisië en Samaria deurgegaan en vertel van die bekering van die heidene en aan al die broeders groot blydskap verskaf. En by hulle aankoms in Jerusalem is hulle ontvang deur die gemeente en die apostels en die ouderlinge en hulle het verslag gedoen van al die dinge wat God met hulle gedoen het. Maar sommige gelowiges uit die party van die Fariseërs het opgestaan en gesê, dit is noodsaaklik dat hulle besny word en bevel ontvang om die wet van Moses te onderhou. En die apostels en die ouderlinge het vergader om hierdie saak te ondersoek. En toe daar 'n groot woordwisseling plaasvind, het Petrus opgestaan en vir hulle gesê, broeders, julle weet dat God lank gelede onder ons verkies het, dat die heidene deur my mond die woord van die evangelie sal hoor en gelowig word. En God, wat die harte ken, het vir hulle getuienis gegee, deur aan hulle die Heilige Gees te skenk, net soos aan ons. En hy het geen onderskeid tussen ons en hulle gemaak nie, aangesien hy hulle harte gereinig het deur die geloof. Nou dan, waarom versoek julle God deur op die nek van die disippels 'n juk te lê, wat ons voorvaders en ook ons nie in staat was om te dra nie? Vers 11. Maar ons glo dat ons deur die genade van die Here Jesus Christus gered word op dieselfde manier as hulle ook. En die hele menigte het geswyg en na Barnabas en Paulus geluister, terwyl hulle van al die tekens en wonders vertel, wat God deur hulle onder die heidene gedoen het. En nadat hulle geswyg het, antwoord Jakobus en sê, broeders, luister na my. Simeon het vertel hoe God in die begin uitgesien het om 'n volk uit die heidene vir sy naam aan te neem. En hiermee stem die woorde van die profete ooreen soos geskrywe is. Vers 16. Daarna sal ek terugkom en die vervalle hut van Dawid weer oprig. En wat daarvan verwoes is, sal ek weer oprig en dit herstel, sodat die oorblyfsel van die mense die Here kan soek, en al die nasies oor wie my naam uitgeroep is, spreek die Here wat al hierdie dinge doen. Aan God is al sy werke van ewigheid af bekend. Daarom oordeel ek, dat ons die wat uit die heidene hulle tot God bekeer, nie moet bemoeilik nie, maar aan hulle skrywe, dat hulle hul moet onthou van die dinge wat deur die afgode besoedel is, en van hoerery en van wat verwrig is, en van bloed. Vers 21.
Want van die oudheid af het Moses in elke stad diegene wat hom verkondig, terwyl hy elke Sabbat in die sinagoges gelees word. Toe het die apostels en die ouderlinge saam met die hele gemeente besluit om manne uit hulle te kies en na Antiochië te stuur. Saam met Paulus en Barnabas, naamlik Judas, met die bynaam van Barsabas en Silas, manne wat voorgangers onder die broeders was. En hulle het hulle deur hul bemiddeling dit geskrywe, die apostels en die ouderlinge en die broeders, aan die broeders uit die heidene in Antiochië en Sirië en Cilicië groete. Aangesien ons gehoor het dat sommige wat van ons uitgegaan het, aan wie ons geen opdrag gegee het nie, julle met woorde ontstel en julle gemoedere verontrus, deur te sê dat julle besny moet word en die wet moet onderhou, het ons eenparig besluit om manne te kies en na julle te stuur, saam met ons geliefde Barnabas en Paulus, manne wat hulle lewe oorgegee het vir die naam van ons Here Jesus Christus. Ons het dan Judas en Silas afgevaardig om ook mondeling dieselfde berig te bring, want die Heilige Gees en ons het besluit om verder geen las op julle te lê nie, as hierdie noodsaaklike dinge, dat julle onthou van afgodsoffers en van bloed en van wat verwrig is en van hoerery. As julle hiervan onthou, sal julle goed doen. Vaarwel. So is hulle dan weggestuur en het in Antiochië aangekom en hulle die menigte bymekaar geroep en die brief afgelewer. En toe hulle dit gelees het, was hulle bly oor die bemoediging. En Judas en Silas, wat self ook profete was, het die broeders met baie woorde bemoedig en versterk. En nadat hulle 'n tyd daar deurgebring het, het die broeders hulle met vrede na die apostels laat gaan. Maar Silas het besluit om daar te bly. Paulus en Barnabas skei van mekaar. Vers 35. En Paulus en Barnabas het in Antiochië gebly, saam met nog baie ander, onderrig gegee, en die blye boodskap van die woord van die Here verkondig. En 'n paar dae daarna het Paulus vir Barnabas gesê, laat ons teruggaan en ons broeders besoek in al die stede waarin ons die woord van die Here verkondig het, om te sien hoe dit met hulle gaan. Vers 36. En 'n paar dae daarna het Paulus vir Barnabas gesê, laat ons teruggaan en ons broeders besoek in al die stede waarin ons die woord van die Here verkondig het, om te sien hoe dit met hulle gaan. En Barnabas wou Johannes, wat Markus genoem word, saamneem. Maar Paulus het dit nie reg geag om hom saam te neem, wat van Pamfilië af hulle verlaat het, en nie saam met hulle na die werk gegaan het nie. Daar het toe 'n verbittering ontstaan, sodat hulle van mekaar geskei het. En Barnabas het Markus saamgeneem en na Siprus uitgeseil. Tot sover vandag. En môre lees ons Handelinge 16. Seën, vrede en genade vir julle almal, geliefde kinders van die Here, vir wie God so lief het. Amen.